Liewe Heer, baie dankie dat ons vandag hier kan wees, dat U ons gespaar en gelei deur hierdie week wat verby is, dat U ons veilig hier gebring het. Here, dankie vir hierdie Sabbatdag, dankie dat ons vandag saam hier kan aanbid, Here. Want is 'n voorreg om almal hier saam te wees. Here, U het gesê, ons moet nooit die gemeenskap van die heiliges verwaarloos nie, Here. En daarom is ons vandag almal hier en help ons dat ons dit elke dag sal onthou. Seën ons deur die res van hierdie dag en ook die nagmaal wat later plaasvind, Here. Bly en bewaar ons. Amen. Kyk, vir ons skriflesing wil ek hê moet ons 1 Korintiërs 13 vers 12 saam lees. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Ons kyk hierdie kwartaal na die fundamentele weerstellings waarin ons glo. En vandag praat ons oor die godheid, of soos wat ander mense hom verstaan, die drie-eenheid. As ons van die godheid of die drie-eenheid praat, verwys ons na die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie was en is nog altyd 'n moeilike konsep om te verstaan. En baie mense het die godheid verwerp, omdat hulle dit nie kan begryp nie. Daar is baie tekste in die Bybels wat ons daarop wys dat die drie-eenheid werklik bestaan. Maar ons kan nie altyd die werking van die drie-eenheid verstaan nie. Ek glo dat ons nie nou alle dinge verstaan nie, maar eendag sal ons wel kan verstaan en ons moet tevrede wees daarmee. Dis hoekom ek vir ons beginvers gesê lees het. Nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, net soos ons geken is. Iemand het een keer vir my verduidelik dat die godheid soos 'n eier is. En ek moet sê, dit het nogal vasgesteek. Kyk, julle almal sien die eier. Ek weet, eiers is baie skaars deesdae so. Ek wil dit nou net so 'n bietjie prakties maak vandag. Hierdie, almal van julle stem saam met my, dis 'n eier, nee. Ja. Is hierdie nog 'n eier? Is net 'n gedeelte van 'n eier, dis nie meer 'n eier nie. Kyk, hier het ek die eier wit en dan het ek die geel. So die eier bestaan uit 3 komponente. Maar saam vorm die, as ek alles weer bymekaar sit, ek kan nie daai en terug sit nie, nee. As ek alles bymekaar sit, het ek nog steeds 'n eier. Maar ek kan die geel kan ek gebruik om skypies te maak. Dit maak baie lekker skypies. Die dop, as jy hom opbreek en jy werk hom in die grond in, dan maak hy jou tuingrond lekker los. Hulle sê, hy hou nogal slappe op weg. En die eiergeel gebruik ons in gebak. Die dames wat bak weet dat eiergeel is baie belangrik om te maak dat die goed aan mekaar vassit en nie uit mekaar uitval nie. So, maar ek wil nou nie oor die gebruike van eiers praat vandag. Soos ons kan sien dat hierdie 3 apart is, maar nog steeds een bly. Nee? Is die Heilige Gees, is die drie-eenheid, bestaan uit 3 identiteite, maar hulle funksioneer as een. Hulle bly een in doel, intellek en karakter. Alhoewel daar niks in hierdie wêreld is wat die godheid voldoende kan illustreer nie, verklaar Paulus in Romeine 1 vers 20. Ek het hom nog nie vir julle gegee nie, so as julle na Romeine 1 vers 20 toe blaai. Elke keer om hier voor te staan, dan lewe my broek of my rok. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, maar sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.
Die waarheid dat God 'n drie-eenheid van twee onsigbare persone, die Vader en die Gees, en een sigbare persoon, Jesus is selfs in die skepping duidelik. Die heelal bestaan uit drie samenstellings, uit ruimte, materie en tyd. Van hierdie drie is slegs materie sigbaar. Ons is materie, hierdie goed is alles materie. Ons kan nie ruimte of tyd sien. Ruimte het lengte, hoogte en wyte nodig om ruimte te wees. Elke afmeting is apart en duidelik op sigself. Tog vorm die drie ruimte. Indien die hoogte verwyder, sal u nie langer ruimte hê nie. Dieselfde met die godheid. Indien ons een wegvat, het ons nie meer die drie eenheid nie. Tyd is ook in drie eenhede, van verlede, hede en toekoms. Twee is onsigbaar, die verlede en die toekoms. Een is sigbaar, die hede. Elkeen is apart en duidelik, asook noodsaaklik vir tyd om te bestaan. Tyd bestaan nie net uit vandag nie. As ons van tyd praat, moet ons die hede, nou, die verlede en die toekoms alles saamvat. Die mens is ook 'n drie-eenheid, wat fisies, verstandelik en geestelike komponente bestaan. Weereens is twee onsigbaar, verstandelik en geestelik, en een is sigbaar, die fisiese, wat ons kan mekaar sien. Selle, soos almal weet, vorm die fundamentele struktuurlike eenheid van alle lewende organismes. Alle organiese lewe bestaan uit selle, is saamgestel uit selle, en selle is saamgestel uit drie hoofdele, die buitewand, die selplasma en die selkern, net soos die eier uit die geel, die dop en die wits bestaan. Indien enige een verwyder word, sal die sel sterf. As ek 'n sel vat en ek vat enige een van daai drie weg, dan gaan die selletjie dood. In elkeen van hierdie voordele veroorsaak die verwydering van enige een van die komponente die afsterwe van die geheel. Op dieselfde manier bestaan die godheid en kan ons nie een wegneem nie. Soos Romeine 11 vers 33 lees. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Hier sê die Here vir ons, dat ons nie kan alles verstaan. Maar hier is 'n paar verse wat ons wel duidelik die drie eenheid in die Bybel kan sien. Genesis 1, ek gaan daar lees vers 2 en vers 26. Die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloei, en die Gees van God het gesweef op die waters. Daar praat hy van die Gees. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. As ons kyk na Matteus 3, vers 16 en 17. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal op hom en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Daar kan ons baie duidelik sien, dat die drie van die eenheid, van die godheid, al drie teenwoordig is. 2 Korintiërs 13 vers 13. En die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Augustine het eendag, hy was 'n groot godsmans gewees, en hy het eendag op die strand geloop, daar by die oseaan. En hy het in sy kop hy probeer om hierdie drie eenheid of die godheid te verstaan. En hy daar in die strand afgeloop en hy het getop oor dit, want hy kon dit nie verstaan. En terwyl hy nagedink het, het hy 'n klein seentjie met 'n skulp gesien, wat aan die rand van die water toe hardloop en dan terug. Dan daar was 'n gaatjie wat 'n krap gemaak het, dan vat hy die water en dan gooi hy die water wat 'n
geskep het uit die see uit, gooi hy nou in daai gaatjie. En Augustine vra vir my, sê, wat doen jy? Die seentjie sê vir hom, ek probeer om die hele oseaan in hierdie gaatjie in te gooi. En daar het Augustine besef, dat dit is wat hy probeer doen. Hy probeer om al dit wat nie verstaanbaar is, in sy klein verstandjie in te probeer verstaan. Dinge wat oneindig is, dat hy alles hier binne verstaan, wat eintlik nie verstaan kan word. Net so min soos wat die seentjie die hele oseaan in die gaatjie kon gooi, kan ons altyd alles verstaan, wat veral met die godheid betrekking het. Dit sou verwaand en verregaande wees om voor te gee dat ons alles oor God verstaan. Indien ons hom heeltemal uit mekaar kon haal, soos om 'n genetiese kode te ontrafel, sou hy ophou om God te wees. In die volgende weke gaan ons dan al drie van die eenhede van die godheid afsonderlik kyk, na die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sluit ons oë asseblief. Here Jesus, baie dankie dat U daar is. Dankie dat ons kan weet dat U saam met die Vader en die Heilige Gees dat almal saamwerk vir ons verlossing, Here. Al verstaan ons nie altyd alles duidelik nie, Here. Weet ons dat ons eendag wel sal verstaan. Help ons dat ons sal tevrede wees met dit wat U vir ons bekend maak. Maar help ons ook dat ons elke dag meer en meer van U sal leer. Dankie, Here. Amen.